Die woord is die saad, hoor en verstaan in die hart gesaai. Goeiedag julle almal. En vandag snel die trein die stasie Efesiërs 1 binnekant. Ja, ons is geseën in Christus. Vader, dankie dat U ons eerste gekies het. Maak ons harte oop om U seën vandag te hoor en opnuut te ontvang, Here. Ons loof en ons prys U daarvoor. En toe sê oom Piet, net na die gebed, Paulus skryf hierdie brief uit die tronk in Rome, omtrent so 60 tot 61 na Christus. Paulus skryf dit nie as 'n nuwe wet nie, maar as lof. Nou luister, Efesiërs 1 tot 3 is die teologie deel. In hoofstuk 1 begin is soos 'n Joodse baraka. In die Joodse geloof is 'n baraka nie net 'n vinnige dankie nie. Dis 'n vaste gebedsformule wat God loof vir wie hy is en wat hy doen. Jode bid barakot, meervoud, oor alles. Oor brood, oor wyn, oor die skepping. Ja, om God bewustelik in die alledaagse lewe te ken en te erken. Dis lof vir God, sê oom Piet. Paulus wil hê die Efesiërs moet weet, hulle is nie per ongeluk gered nie. Nee, God het hulle, nog voordat die wêreld geskep is, in Christus uitverkies, net soos vir jou en vir my. En vandag is dit Jolien Leroux wat vir ons gaan voorlees. En sy gaan Efesiërs 1, hoofstuk 1 vir ons voorlees. Dankie Jolien. Efesiërs 6. Ouers en kinders. Kinders, wees as gelowiges aan julle ouers gehoorsaam, want dit is wat die wet van God vereis. Eer jou vader en jou moeder is 'n baie belangrike gebod. Daar is nog 'n belofte by, sodat met jou goed mag gaan en jy lank mag lewe op die aarde. Moenie julle kinders so opstandig word nie, maar maak hulle groot met tug en vermaaning soos die Here dit wil. Van vers 5. Slawe, wees gehoorsaam aan jou hier op aarde en doen dit met eerbied en ontzag te hart, asof dit vir Christus is. Moenie net werk om julle deur eienaars raak gesien te word en so 'n mens se guns te kom nie, van Christus wat van haar God doen. Alles julle slawe werk met lus, soos vir die Here en nie vir mense nie. Julle weet tog dat die Here elkeen sal beloon as hy iets goeds gedoen het, of hy nou slaaf of vry is. 1, 2, 3. Julle weet tog dat die Here elkeen sal beloon gedoen het, of hy nou slaaf is of vry. En eienaars, behandel julle slawe met dieselfde om hulle te dreig. Dink daaraan dat die Here in die hemel hulle Here en ook julle Here is, en hy trek niemand voor nie. Die Christense wapenrusting, vers 10. Verder nog dit, soek julle krag in die Here en in sy groot mag. Trek die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle op julle pos kan bly, ondanks die listige aanslae van die duiwel. Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke mag en gesag, teen elke gees wat heers oor hierdie sondige wêreld, teen elke bose gees in die lig. Trek daarom die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil en nadat julle die stryd tot die einde toe gevoer het, nog op julle pos kan bly staan. Bly dan op julle pos, toegerus met die waarheid as gordel om julle heupe, die vryspraak deur God as borsharnas en die bereidheid om die evangelie van vrede te verkondig as skoene aan die voete. Daarby moet julle altyd geloof as skild in die hand hê, want daarmee sal julle al die brandende pyle van die bose kan afweer. Sit verlossing as helm op en vat die swaard van die Gees. Dit is die woord van God. Doen dit alles bidtend en smeek God by elke geleentheid deur die Gees. Wees waaksaam en bid geduldig vir al die gelowiges. Bid ook
vir my dat wanneer ek preek, God my die woorde gee dat ek die geheimnis van die evangelie met vrymoedigheid kan bekend maak. Terwille van hierdie evangelie is ek 'n gesant in boeye. Bid dat ek dit met vrymoedigheid kan verkondig, soos dit my opgelê is. Slotwoord, vers 21. Tychicus, die medegelowige wat ek baie liefhet, die getroue dienaar in diens van die Here, sal julle alles vertel, sodat julle ook kan weet hoe dit met my gaan en wat ek doen. Ek stuur hom juis hiervoor na julle toe, sodat julle kan hoor hoe dit hier by ons gaan, en sodat hy die kommer in julle gemoed kan wegneem, onverganklike liefde liefhet. Nou ja, tot sover, nê. En hier spring ouma nou in. En sy verduidelik breedvoerig aan die jong mense wat daar in die kombuis saam met haar sit. Luister mooi wat ouma vir julle sê. Kyk hoe Paulus God loof vir al die geestelike seëninge wat ons in Christus ontvang het. Daar's 3 dinge. Die Vader kies ons. Die Seun verlos ons deur sy bloed. En die Gees verseël ons, sê ouma. Dis nie iets wat jy moet of kan verdien nie. Dis reeds gegee. Dan bid Paulus dat ons wysheid en openbaring kry. Nie vir meer kennis nie, maar dat ons oë oopgaan vir die 3 skatte. Ons roeping nou, ons erfenis later en God se groot krag wat Jesus Christus uit die dood opgewek het. Die kerk is nie 'n gebou nie. Dis die liggaam waarin Jesus Christus woon. Sy wedergebore kinders, die volheid van hom in ons en ons in hom. Maar ouma vra die jong klomp, hoe moet ons vers 17 tot 19 verstaan? En ouma sê, Efesiërs 1 vers 17 tot 19 is Paulus se gebed vir gewone gelowiges, nie net vir predikante nie. Hy het pas gehoor van hulle geloof en nou bid hy dat hulle nie net van God sal weet nie, maar hom regtig ken. En as ek dit eenvoudig kan opsom, sê ouma, vers 17, ken God persoonlik, nie net as 'n feit nie, persoonlik. Paulus vra nie vir 'n groter IQ nie, maar vir wysheid deur sy, die Here se Gees. Dis soos iemand wat vir jou 'n lig aanskakel in 'n baie donker kamer. Skielik sien jy wie God regtig is. Nie net wat jy oor hom gehoor het nie, nie net wat die dominee gepreek het nie, wat jy persoonlik sal ervaar. Werklik ken. In die Bybel beteken 'n verhouding, soos jy 'n vriend ken, nie 'n Wikipedia of so iets nie, nê? Vers 18, maak jou geestesoë oop. Hy gebruik die beeld van oë wat oopgaan, en as dit gebeur, sien ons 'n paar dinge duidelik. God roep jou met 'n doel, en daardie doel eindig nie by jou foute of by die graf nie. Daar is 'n toekoms wat vas is. Wat 'n rykdom in sy erfenis is,
soos 'n kind wat weet hy gaan eendag sy pa se plaas erf, weet 'n gelowige, daar wag iets onbeskryflik kosbaar. Dis nie geld nie, maar om by God te hoort, nou en vir altyd. Dit is alles heerlik, nie vaag geestelik nie, maar werklik en waardevol. En sê ouma, wat van vers 19? Dieselfde krag wat Jesus opgewek het, werk in jou. Ja, in jou wat nou hier luister ook. Paulus sê die krag is geweldig groot. Hy wys dadelik daarna. Dit is die krag waarmee God Christus uit die dood opgewek het. Met ander woorde, die krag wat 'n dooie liggaam lewend maak, is die krag wat in jou werk wanneer jy glo, sê ouma, om te verander, vol te hou, te vergewe, hoop te hê wanneer jy moeg is. En waarom bid Paulus dit? Kan julle dit vir my sê? Nee, ouma, ons weet nie. Paulus bid dit omdat kennis is sonder openbaring droog bly. Jy kan alles oor Efesiërs memoriseer en steeds moedeloos voel omdat jy niks weet nie. Paulus bid dat die Gees, die waarheid van vers 3 tot 14, jy is uitverkies, jy is vergewe, jy is verseël, uit jou kop na jou hart toe sal skuif. Dit is nie kopkennis nie, dit is hartkennis. En net voordat ons afsluit kortliks. Hy vra dat God jou help om hom werklik te ken. Dat jy sal sien watter hoop, watter erfenis en watter opstandingskrag jy reeds in Jesus Christus het. Nie eendag nie, nie daar in die verre toekoms nie, maar nou, terwyl jy glo. En ouma druk so teen een van die jong mense se hart. Mag ek jou 'n vraagie vra? Vra sy saggies met haar hand op sy hart. Waar in jou lewe probeer jy nog God se liefde verdien? Waar? Terwyl hy, die Here, jou reeds gekies het. En ouma sluit af met 'n paar woorde in gebed. Here Jesus, dankie dat ek in U klaar geseën is. Help my om vandag heilig en onberispelik voor U te leef, sodat U verheerlik word deur my lewe en my optrede. Amen. Die woord is die saad, hoor en verstaan in die hart gesaai. Hoor en verstaan, in goeie grond gesaai. Lewe op 160, 30voudig. Geen wortel in homself, struikel en druk en vervolging. Hoor die woord, sorggenot, rykdom, verstik, doodgedruk. Hoor en verstaan, 'n goeie grond gesaai. Lewe op 160, 30voudig. 'n edele hart, bewaar die woord, vrugbaar en vermeerder. Gelukkig sal jy wees. Hoor en verstaan, 'n goeie grond gesaai. Lewe op 160, 30voudig. Dit bring verandering, reinig die siel. Soos water was dit skoon, nuttig sal jy wees. Hoor en verstaan, in goeie grond gesaai. Lewe op 160, 30voudig.